Daar is nie veel wat oor die dag voor die opstanding aangeteken is nie, maar ons kan ons verbeelding gebruik. Die Joodse volk sou die Sabbat gehou het. Die disippels sou in rou gewees het, verward, kwaad en verlore. Kom ons lees saam uit Psalm 16, vers 9 tot 10. Daarom is my hart bly en my eer juig. Ook sal my vlees in veiligheid woon, want U sal my siel aan die doderyk nie oorgee nie. U sal nie toelaat dat U gunsgenoot verderwing sien nie. Maar ons, net soos Dawid in die psalms, word geroep om bly te wees en voor te berei vir die feesviering wat kom, vir die groot geskenk wat op ons pad is. Elke keer as Jesus iemand uit die dood opgewek het hy gesê, hulle slaap net. En dit is presies wat hy self ook gedoen het. Hy het geslaap en gewag vir die 3de dag, sodat die profesie vervul kon word, dat die tempel in 3 dae herbou sal word. Rus dan vandag, want môre vier ons die grootste oorwinning van alle tye. Nou, dit is iets wat my hierdie week diep laat dink het. Waar was Jesus gedurende hierdie 3 dae? Jesus het afgegaan en gepreek vir die geeste in die gevangenis, en vir die wat toegesluit was. Hy het neergedaal na die plek van die dooies om daar te bedien. Want Jesus is die weg na die Vader, en die mense wat al duisende jare dood was, moes ook die goeie nuus hoor. Selfs hulle moes die keuse kry of hulle die ewigheid saam met Jesus wil deurbring of nie. Hoe groot is die genade van God, dat selfs die wat nooit die kans gehad het om in hulle hele leeftyd van Jesus te hoor nie, steeds die goeie nuus kon ontvang. Ons besef nie hoe genade God werklik is nie. 'n Verbond is in bloed gemaak vir jou lewe. Die lam is geslag, die prys is betaal. Ons mag dalk beloftes aan mekaar breek, maar God sal nooit 'n verbond met jou breek nie. Hy sal jou nie loslaat nie, want hy het die hoogste prys moontlik vir jou betaal. Jy is gekoop met die bloed van Jesus, en dit maak jou waardig vir sy genade. 'n Genade so groot, dat dit nie ten volle beskryf kan word nie. 1 Petrus 3, vers 18 tot 19. Want Christus het ook eenmaal vir die sondes gelei. Hy die regverdige vir die onregverdiges, om ons tot God te bring. Hy wat wel gedood is na die vlees, maar lewendig gemaak is deur die Gees, in wie hy ook heen gaan en gepreek het vir die geeste in die gevangenis.